Vandag is donderdag 29 Januarie. Baie welkom by vandag se luistermeditasie. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stil staan is Matteus 11 vers 28 tot vers 30. Jy is welkom om jou Bybel by die gedeelte oop te maak en dan steek ek graag my Christuskers aan hier by my, nooi jou om dieselfde te doen en met die aansteek hiervan draai ons in die oomblik intentioneel na God toe wat tuis is in ons. Haal 'n paar keer lekker diep asem. Probeer om jou gedagtes te stil, nie noodwendig te fokus op enige iets nie, behalwe as om net te fokus op jou asemhaling. Herhaal nou die frase, wees stil en weet, ek is die Here, in jou gedagtes, 'n paar keer. Wees stil en weet, ek is die Here. Wees stil en weet, ek is die Here. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet. Wees stil. Wees. En waar jy jou ook al in hierdie oomblik bevind, met watter gedagtes of emosies. Wees vir 'n oomblik in dit, met dit, net stil. En weet, God is in dit, saam met jou. Wees stil en weet, ek is die Here. Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Wat in die gedeelte raak jou veral vandag? Vertoef vir 'n oomblik net by dit.
Vandag was een van daai dae in my lewe. 'n Vol dag en 'n vol oggend van vergaderings. 2 gesprekke met mense wat intens was. Toe 'n paar verantwoordelikhede met gesinslede. En hier kort voor 5 moet my dogter vir 'n ekstra wiskunde klas gaan. Naby die Spar by Paul Roos. Iets in my besluit, kom ons stap soontoe en ek stap saam met haar. Al langs die Eerste Rivier af. En soos wat ons uitbeweeg, besef ek watter absolute wonderlike besluit dit was om te stap. Die verkeer in Stellenbosch staan stil. Want eerstejaars studente en hulle ouers van reg oor die land is besig om te stroom na die Dani Kruywen Stadion. Dit op dieselfde tyd wat 'n dorp wat se verkeer in elk geval nogal hoog is, 5:00 in die middag in elk geval tot stilstand kom. In die afstap na Paul Roos se Spar sien ek moedelose mense. Mense wat gaap in die motors, vensters wat oop is, want is immers Januarie in Stellenbosch. Ek hoor die ongeduld van mense wat op hulle toeters begin blaas. Iewers speel die gebeure af van iemand wat homself totaal verloor wat sy meer aanbetref. Gebaretaal vind in die motor plaas, 'n ander persoon klim uit en ruk die deur oop. Die ongeduld, die aggressie, die frustrasies. En ons stap af al langs die rivier. In Spar is daar 'n klomp kinders wat na 'n lang dag met hulle swaar tasse staan. Matriek is rof. Ons moet reeds in Januarie begin met ekstra klasse. En ek draai om terug te stap na my kantoor. Dieselfde pad waar die meeste mense nog steeds langs die Eerste Rivier gefrustreerd in hulle motor staan. Met 'n botteltjie water en 'n pakkie wine gums vir energie die tyd van die dag. Stap ek terug. En vir 'n oomblik dink ek, dit wat rondom my afspeel, hoe dikwels speel dit nie ook af in die binnekante van ons menswees nie. Die besig wees. Die nog iets om te gaan doen. Die oomblikke wat ek ook soms my meer verloor. Ook soms in vingertaal wil begin praat. Die frustrerende oomblikke, nie net met myself nie, maar ook met ander, tye wat ek ook eintlik wil ontplof en deure wil klap en dalk maar liewers inplof en na binne is. En dis asof ek in die al stappende langs die Eerste Rivier van myself begin sê, dalk is hierdie beeld wat voor my afspeel vandag iets waaroor ek langer moet nadink. Dalk hier in die begin van die jaar is hier 'n uitnodiging. Dat daar gereeld momente in 'n mens se dag en in jou week en jou ritmes moet plaasvind, sodat alles nie so vol raak, so besig raak, so raak dat die enigste manier om dit eintlik te hanteer 'n ontploffing is nie. En dan lees ek Matteus 11 wat sê, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal vir julle rus gee. En ek hoor die uitnodiging dat die Here vir my sê, kom. Kom bou dit in. Kom rus by my. Want ek is sagmoedig. Ek is nederig van hart. Kom rus by my. Hoe rus jy? Hoe rus jy midde die chaos van verantwoordelikhede en plig en uitdagings
verhoudings en krisisse en sommer net die gewone goed, soos verkeer en elke dag se roetines. Dit kan so maklik gebeur dat die jaar sy loop neem en ons almal maar net weer vasval in hierdie roetine. Ek dink die uitnodiging hier is vroeg in die jaar, in elk geval vir my is om te vra, hoe gaan jy gereeld jou rus inbou? Sodat jy vanuit hierdie verhouding elke dag kan leef. Wat beteken dit vandag vir jou? Dink bidend hieroor na en praat met die Here hieroor en dalk wil jy jouself tot iets verbind. Gebruik hierdie oomblik van stilte saam met die Here. Die filosoof Sokrates het op 'n stadium gesê, "An unreflective life is not a life worth living." Mag daar in hierdie jaar genoeg stopoomblikke wees met winegums en 'n botteltjie water, sodat jy nie net om jou kyk nie, maar na binne kan kyk en die liefdevolle uitnodiging van God daarin kan vind. Here, ek wil na U toe kom en ek wil by U kom rus. Amen.